Pastor Aubrey, weer oor aan jou. Daai boodskap is wat ek nou gesê het, ek gaan doen. Daai gebede is, ek gaan dit sodra ons hier klaar doen. Julle hoor. Kom ons raak rustig en ons luister. Wat die Here op Pastor Aubrey se hart vanoggend vir ons gelê. Baie dankie Marilou, weer eens hartlike goeiemôre aan almal, veral die laatslapers. Ek dink nie daar's laatslapers vandag nie. Soos ons weet, 'n skooldag. So, word wakker, as jy nog nie wakker is nie. Ja. Julle weet ons het slim mense, nee, en daar's slim mense en daar's werklik waar baie slim mense wat alles weet. Hulle weet mos alles. Jy kan hulle net mooi niks vertel. Oh, yes, I know a few. En hulle dink tot hulle is slimmer as ons almagtige God en ons Vader. Wanneer wat die mensdom tog eendag begin besef dat God weet alles. Ons kan niks van hom af wegsteek nie, ons kan net nie. Hy weet alles van elkeen van ons afgeliefdes. Ek wil vir julle vanoggend dit verseker. Hy weet van al jou tekortkominge. Hy weet van al jou behoeftes. Hy weet alles. En net so het hy geweet van Jeremia se kortkominge. Toe die Vader Jeremia geroep het, en Jeremia het ook gesê, kan nie. Dink ons nou 'n bietjie aan Moses het ook gesê, ek kan nie, né? Sê Jeremia vir hom, nee, ek kan nie, hy wou nie. Ons lees daar in Jeremia 1 vers 6, toe het ek gesê, ag Here, voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is jonk. Hy hou ouderdom hier so voor om te sê, nee man, ek kan nie praat nie, ek is jonk. Maar ek weet van mense wat sê, maar ek kan ook nie praat nie, ek kan ook nie voor mense praat nie, en daai tipe goed nie. Dan sê ek, maar wat is die verskil, as jy tussen 'n groep mense staan, en jy gesels net, en dit is so lekker, en jy kry dit so lekker reg, om teenoor voor vreemde mense te gesels. Daar is nie probleem nie. Vader jou roep, dan roep hy jou mos. God het geweet, en hy weet van ons almal, van alles af, nog voordat ons gebore was, nog voordat ons in die moederskoot geformuleer was. Jeremia 1:5 maak dit vir ons duidelik, voordat ek jou in jou moederskoot gevorm het, onthou, wie vorm ons? Wie het ons geformuleer? God het, die Vader het, niemand anders nie. Het ek jou geken, sê die Vader, en voordat jy die liggaam voorgekom het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. En so voordat ons ook nog elkeen van ons gebore was, het God alreeds 'n plan met ons lewens gehad. Hy het alreeds 'n heiligheid op ons geplaas. Hy het alreeds die seëninge vir ons gegee. En dit is nie dat hy het weggevat het agterna toe ons gebore is nie. Nee, dit was nog steeds daar, dit het daar gebly. Is net, ons het gesê ons wil dit nie hê nie. Nou vind ons dis hoekom dat, maak nie saak wat Jeremia gesê het nie, wat sy argumente of verskonings hy gehad het nie. En dit maak ook nie saak wat sy verskonings jy vandag het teenoor God nie. Want jy vir hom sê, hoekom jy nie kan nie, hoekom dit onmoontlik is nie. Onthou net, dit is nie 'n verrassing vir hom nie. Dit is geen verrassing vir God nie. Hy weet presies hoe jy gaan optree en wat jy gaan doen. Jy gaan hom nie ontkant vang nie, al probeer jy ook hoe hard. En jy gaan God ook nie kry om sy oorspronklike planne vir jou te wysig nie en te verander nie. Jou appel gaan niks help nie, glo my. Daar is een appel wat jy jou tyd mee word doen. Ons sien in Jeremia dat wat God wel doen, die Vader wel doen, is dat hy hom te geruststel, soos wat hy dit met ons elke liewe dag doen. Ons lees dan vers 9, toe die Here sy hand uitgestrek en my mond aangeroer, en die Here het vir my gesê, hiermee lê ek my woorde in jou mond. Geliefdes, God sal altyd sy woorde in ons mond lê, op ons harte plaas. As hy vir ons 'n opdrag gegee het, as hy vir ons gestuur het om iets namens hom oor te dra en uit te dra.
Ons hoef nie bang te wees nie. Ek sal nooit vergeet die eerste keer toe ek hier kom sit het, in 2018, was ek so op my senuwees gewees, om agter 'n mikrofoon in te skuif. Is net nie waar nie. Maar hierdie vers was een van die verse wat my kalm rustig gemaak het. Want ek het geweet, dis nie ek wat gaan spreek, dis die Vader wat gaan spreek. En dit is hoe ek elke keer inkom na hierdie ateljee toe. Want ek weet ek word gelei deur my almagtige God en Hemelse Vader. Ons moet begin besef dat God is nie 'n laatkomer in ons lewens nie. Hy was nog altyd daar gewees. En daarom hoef ons hom regtig nie in te lig of om kennis te stel van iets nie. Hy weet wat die situasies is. Van die begin af, Vader ken die waarheid, die hele waarheid en niks anders as die waarheid nie. Met ander woorde, hy ken die volle waarheid van ons lewens. Hy ken al jou verskoningetjies, hoor. Maak nie saak wat jy uitdink nie. Hy ken hom, hy het hom al lankal gehoor. Hy weet van hom. En onthou, ons almagtige drie-enige God weet nie net van alles van gister af nie, maar van nou af van vandag nie. Maar hy weet ook alles van môre af en wat vorentoe op jou lewenspad lê. Hy weet dit klaar. Daarom moet ek en u maar baie versigtig wees. En dit is 'n waarskuwing wat God vir ons vanoggend ook mag gee, om hom te gaan. Hoog en hou ons nie daarvan nie, né? Want ons weet mos alles. Soos God sê, gaan links, dan sê ons nee, ek gaan regs. As 'n skrifgedeelte wat sê dat God sê vir die volk van Israel, hou op in die ronde te gaan en trek noordwaarts. Maar nie, hulle wou nie, hulle wil net in die ronde gaan. Around we go, né? Maar God vir hulle gesê het, hy sy geleentheid, gaan noordwaarts. Breek dit wat in jou lewe is. Breek daai hou vas, ons sê daaglikse dinge wat jy so maar net van self aanhoudend doen, want dit is mos nou maar die norm, né? Want onthou, God se tydsberekening is nie my en jou se tydsberekening nie. Sy tydsberekening, en dit is altyd reg. En as jy voel vanoggend, jy's in die diep kant ingegooi, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Al wat ek wil sê, haal diep asem. En voel hoe God sy uitgestrekte hand na jou toe uithou en jou vasvat. Dit sal altyd daar wees. Onthou, God los nie jou hand nie, dis ek en u wat sy hand los. God gooi jou nie uit sy beskermende regterhand uit nie, dis ek en u wat daar uitklim. Want daar is mos iets interessanter daar in die wêreld vir ons. Die Vader sê jou nooit vir die wolwe gooi nie, hy sê jou nooit vir Satan die duiwel gooi om jou op te vreet nie. Want ons is syne van die begin af. Hy sê wel toelaat dat sekere dinge in jou lewe moet gebeur, omdat jy weggetrek het van hom af, omdat jy nie meer wil inleen om na sy stem te luister, as hy fluisterend met jou praat nie. Onthou, God skree nie op jou nie. Ons het nie 'n God wat op jou skree nie. Die Vader weet wat ons kan doen, en wanneer ons dit kan doen. Daarom is sy tydsberekening reg, beter as wat myne en jou nou ooit sal wees. Ooit sal wees. Geliefdes, ek wil vir u vanoggend die versekering gee. U is tot alles in staat, Amen. deur die krag wat die drie-enige God vir jou toegestaan en vir jou gee. Maar nou ons swak is dit juis vanuit daai krag van die Vader, die Seun en die Heilige Gees ten volle werking in ons te voorskyn kom en voortree. Wanneer ons op ons swakte is, kom dit tevore. Kom ons raak stil voor die Vader. Magtige God, Hemelse Vader, Here, baie dankie. Baie dankie dat U ons weer op eens bewus maak
dat ons nie almagtig is nie. Dat ons nie alles weet nie. Ons mag so dink, Vader, want dit is die leuen wat Satan en die duiwel vir ons sê. Soos wat hy daar in die tuin van Eden by Eva gekom het en gesê het, as jy daarvan eet, sal jy ook die kennis hê wat God het. Jy sal ook weet wat hy weet. So hy glo, hy bly ons afdruk in die sondes in, om te laat glo, ons weet alles, wat ons nou regtig niks van weet nie, Vader. En dankie, Vader, dat U ons nog altyd daarteen beskerm, indien ons voel, ons het U beskerming nodig. Ek vra, Vader, dat ons vanoggend almal nader teruggetrek word aan U, deur Jesus Christus. Laat ons ophou om alomwetig te wil probeer wees. Dink ons is beter as ander, beter wetig as ander. Laat ons 'n wag voor ons monde sal sit, laat ons geestelike ore sal oopmaak, en eers wag wat U met ons gesels, voordat ons probeer beter wetig wees. Laat ons gelei word deur U, wanneer ons gesels en antwoorde gee teenoor ons medebroers en susters. Vader, lei ons deur Jesus, laat ons kan uitgaan vir vandag weer eens met hernuwe geloof en lewe gaan uitspreek oor almal wat oor ons paaie kom. Laat ons weer lig in hulle donkerte plaas, in hulle huwelike, hulle verhoudings, verlovings waarna hulle betrokke mag wees, hulle huishoudings, hulle gesondheid, dat die genesing daar plaasvind, dat hulle finansies sal verander, die omstandighede en die situasies, dat besigheids en ondernemings wat teen hulle toevertrou het, wat die vyand probeer afdruk en verwoes, dat dit weer sal opvlam en sal floreer, dat daar by die werksplekke waar U elke kind van U geplaas het, daar waar die vyand hulle probeer afdruk en uitdruk, laat die lig daar weer helder sal skyn, laat die donkerte sal vlug. Vader, laat daar in elke persoon se geestelike, persoonlike lewe weer opnuut lewe sal wees, ter ere van U naam, en dat daai lewende water uit hulle dan sal vloei, in hulle huislike, geestelike welsyn in, dat die huishouding weer te ere herstel sal word, in U naam en U naam alleen. Dankie Vader, dat U nog nooit opgehou het om te sê, ek wil julle seën nie, my kinders. Want U gaan nie terug teen die woord nie, want U is getrou. Geliefdes, die almagtige God en Hemelse Vader seën en behoed U. Die Vader laat sy aangesig aanhoudend oor jou verheffend skyn en hy gee vrede aan jou. Die Vader plaas nog steeds sy naam aanhoudend op jou as sy kind, sodat jy sy seëninge kan ontvang wat hy op jou toestaan en op jou plaas. Ons dank U daarvoor, Vader, in die naam van alle name, ons saligmaker en verlosser Christus Jesus. Amen. Dankie, Aubrey. Ja, op daai woord van jou vir die dag. One must have a teachable spirit. Ja. You don't know everything. Absoluut nie. Nee. Leer elke dag nog. Ja, mens is nooit te oud om te leer. Glad nie. Ag, so dankie vir jou weer. Dankie. Geseënde week vir julle. Geseënde week vir die luisteraars ook, dat ons mekaar weer sien oor 2 weke. Yes. Wat is die datum dan? Dit is die 4de. Ek weet dit op my kalender. Ja. Ag, baie weer. Okay, bye bye.